Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, verlede week het ons na meer as 2 jaar se studie deur Lukas, die laaste verse in Lukas behandel. En vanoggend wil ek 'n bietjie uit die Ou Testament preek. En ek wil vanmôre met julle gesels oor die moeder wat haar seun weggegee het. Die moeder wat haar seun weggegee het, en ek gaan nie 'n gedeelte, ek sal 'n kort gedeelte lees, maar ons die woord kom vanoggend uit 1 Samuel, die eerste 2 hoofstukke uit, 1 Samuel 1 en 2. Ons sal hoofstuk 1 vers 9 tot 11 vanoggend lees. So 1 Samuel 1 vers 9 tot 11. Maar hou maar die Bybels oop, want ons sal die eerste 2 hoofstukke gebruik. Maar nou ja, dit gesê, kom ons maak die oë eers toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, dankie vir u leiding, dankie vir u lering. Dankie dat u elke keer wanneer ons vir u vra en by u voete kom sit, u woord vir ons oopbreek, sodat ons dit kan hoor en verstaan en in ons harte kan bewaar. Here, en daarom vra ek weer vanmôre dat die elkeen van ons wat luister op hierdie spesifieke manier sal seën weer eens vanoggend, waar ons dan nou terugkeer na wat ons noem die Ou Testament toe. Here, leer ons uit u woord uit. Here, en seën my op 'n spesiale manier deur my lippe aan te raak en weer eens deur my te spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees dan gou hierdie 3 verse. 1 Samuel 1 vers 9 tot 11. Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê: Here Almagtige, as u tog op my ellende wou let en aan my u dienares wou dink en my nie vergeet nie en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan u gee en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Ons lees net so ver. Mag die Here vanoggend sy woord weer ryklik aan ons seën. Geliefdes, soms dink ons verkeerdelik dat goeie Christene, soos ons hulle sal noem, geen probleme het nie. Ons kom kerk toe en ons sien ander wat glimlag en gelukkig lyk en ons dink dat hulle alles moet hê wat hulle verlang. En dan wonder ons, hoekom het ons dan probleme? En julle weet, sommige Bybelleraars sê dat as jy net die geheim van die oorvloedige Christelike lewe leer, versoeking sommer sonder 'n stryd van jou sal afgly. Jou Christelike lewe sal moeiteloos wees. As jy sukkel, leer hulle, bly jy nie in Christus nie. 'n leraar vertel, hy het een keer 'n bekende Bybelonderwyser hoor sê dat sy godsdienstige tye altyd ryk en lonend was. En na sy boodskap het hy hom toe gegaan en hom gevra of hy nooit gesukkel het of deur droë tye met die Here gegaan het nie. En hy sê die man het sy vinger onder sy neus gewaai en gesê: Jong man, verwag niks van God nie en jy sal dit elke keer kry. Met ander woorde vertel hy, ek het gevoel my droë godsdiensttye was te wyte aan my gebrek aan geloof. En vanmôre gaan ons kyk na 'n vroom gesin wat probleme gehad het. En as dit nou in ons tyd moes gewees het, dan sou dit nou iets soos volg lyk. Hulle het God getrou aanbid, maar selfs in die middel van die erediens was daar spanning. Die vrou het so ontsteld geraak dat sy nie eers aan die erediens kon deelneem nie, en sy het na die motor gegaan en haar oë uitgehuil en geweier om in te kom om self saam met die gemeente te eet. En die man het sy bes probeer om haar te troos, maar hy het regtig nie verstaan hoekom sy gehuil het nie. Maar onder dit alles was die vrou werklik 'n godvrugtige vrou, en sy het baie om ons te leer oor hoe om ons probleme deur gebed te hanteer. En soos ek gesê het, hulle storie is in 1 Samuel 1 en 2 opgeteken. Elkana, die man, het 2 vrouens gehad wat 'n groot bron van konflik in sy familie was. En alhoewel God in die Ou Testamentiese tye poligamie geduld het, beeld die Bybel dit nooit in 'n goeie lig uit nie. God se oorspronklike plan is dat 1 man en 1 vrou lewenslang in die huwelik verbind moet word.
enige oortreding van daardie plan, of dit nou verskeie vrouens gelyktydig is, of opeenvolging van vrouens of mans as gevolg van egskeiding, skep probleme. En in Elkana se situasie is die spanning verhoog, omdat een van die vrouens baie kinders gehad het, en dit is 'n duidelike teken van God se seën in daardie kultuur gewees, terwyl die ander vrou geen kinders gehad het nie. En om sake te kompliseer, het Elkana die vrou sonder kinders bo die vrou wat al die kinders gehad het bevoordeel. En dit het gelei tot jaloesie en wedywering tussen die twee vroue. En toe hulle by die tabernakel gaan aanbid het, soos hulle elke jaar getrou op die vasgestelde tyd gedoen het, het Elkana probeer om die wedywering te balanseer deur dubbele porsies kos aan Hanna, die vrou sonder kinders, te gee. Maar dit het dinge net vererger, want Penina, die vrou met al die kinders, sou vir Hanna, die onvrugbare vrou, sê iets in die lyn van, jy die kos, maar ek het die kinders. En Hanna sou huil, en Elkana sou sy hande wring, en probeer maar te troos deur te sê in vers 8, is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie. En Hanna wou genadiglik nie daardie vraag beantwoord nie. Al waaraan sy kon dink was, waarom seën God my nie met kinders nie? Waarom het hy hierdie gemeene vrou bo my geseën? En so het jy hierdie vroue, of hierdie vrome kerkgaande gesin met probleme. Arme Elkana het nooit geweet of hy huis toe kom na 'n volskaalse burgeroorlog of na 'n tydelike wapenstilstand nie. Maar op die beste dae was daar net 'n gespanne wapenstilstand. En hy het altyd op sy tone geloop, gereed om dekking te soek, soos ons in die weermag sou gesê het, sonder om te weet wanneer nog 'n vonk van nog 'n ronde ontploffings sou veroorsaak. En miskien vereenselwig sommige van julle met hierdie gesin. Maar of jou probleme nou in die sfeer van familieverhoudings of elders is, ek weet een ding verseker, elkeen hier het maar 'n stel probleme. En dit gaan oor die gebied van menswees. En dit is van kritiese belang dat ons Bybels oor ons probleme dink en leer om dit te hanteer soos Hanna dit gedoen het. En die eerste ding wat ons moet sien vanmôre is dat God gee ons genadiglik probleme. En nou gaan julle wonder, hoe kan ek so iets kwytraak? Maar ek moet ook eers toegee, sommige probleme is ons eie maaksel. Maar wat ook al die onmiddellike bron is, God is die uiteindelike soewerein oor die probleme wat ons in die gesig staar. Jy kan nie hierdie gevolgtrekking in Hanna se situasie ontsnap nie. Die teks herhaal dit 2 keer dat ons dit nie sal misloop nie. Maar sê die Here het haar kinderloos laat bly. Dit is in verse 5 en 6 van hoofstuk 1. En Hanna beklemtoon dit in haar gebed in hoofstuk 2 verse 6 en 7 waar sy sê, die Here maak dood, hy laat afdaal na die doderyk toe, die Here maak almal arm, hy verneder. So dit was nie net 'n natuurongeluk dat Hanna nie kinders kon verwek nie. As moderne medisyne toe beskikbaar was, dan sou die dokters dalk 'n rede gevind het. Maar agter die mediese rede was die duidelike optrede van God. Die Here het haar kinderloos laat bly. Baie mense hou nie daarvan om God soveel soewereiniteit te gee nie. Ons hou nie daarvan om te dink dat God ons probleme gee nie, en daarom sê ons, God het hierdie probleem toegelaat, maar hy het dit nie veroorsaak nie. En as dit jou geestelik help om God van die blaam te onthef, dan is dit seker reg so. Maar selfs al laat God toe dat 'n natuurramp al ons kinders doodmaak, soos hy met Job gedoen het, moet ons by Job aansluit om te bevestig dat ons nie net die goeie van God moet aanvaar nie, maar ook teëspoed, soos ons sien in Job 2 vers 10. Andersins sal ons nie behoorlik aan hom as die soewereine Here onderwerp nie, en sal ons hom nie as voldoende magtig beskou om ons situasie te hanteer nie. En daarom sal ons hom nie vertrou soos ons behoort nie. So ons moet erken dat ons probleme uit God se genadige, liefdevolle hand kom. Maar dis die probleem, nie waar nie? Hoe kan 'n liefdevolle en 'n goeie God toelaat dat 'n klein kindjie sterf of 'n jong moeder kanker kry? Hoe kan hy toelaat dat 'n godvrugtige sendeling wreed vermoor word? Hoe kan hy tragedies soos oorloë en aardbewings en hongersnode en vloede toelaat waar duisende mense doodgemaak word? Maar geliefdes, as God nie soewerein is oor sulke tragedies nie, soos Job 1-2 vir ons leer in Jesaja 45 vers 7 en Eksodus 4 vers 11,
dan is Satan of 'n gelyke mag met God, en dit is hulle noem dit dualisme, wat sonder enige waarborg dat God Satan ooit sal verslaan, of jy het 'n goeie God, wat wens dat hy sulke verskriklike lyding kon uitskakel, maar hy kan nie, want hy het ons vrye wil gegee. So vrye wil en nie God nie, is dan soewerein. Maar wees hier versigtig, want die Bybel skryf die oorsprong van die bose toe aan Satan, nie aan God nie. En op die vraag, het God Satan laat sondig, is die antwoord, dat God in sy ondeurgrondelike wysheid Satan en die mens se sonde in sy ewige plan ingesluit het. En tog is beide Satan en die sondige mense ten volle verantwoordelik vir hulle sonde. Nadat Satan teen God in opstand gekom het en die mensdom laat hulle beleer het, gebruik God Satan en bose mense om sy uiteindelike doel te vervul, om verheerlik te word. En as jy meer klarigheid daaroor wil kry, gaan lees gerus die Westminster Belydenis van Geloof, hoofstuk 5. Romeine 8 vers 28 sê vir ons, en ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat God lief het, vir die wat volgens sy voorneme geroep is. En daardie alles ten goeie laat meewerk, weet ons dat dit eers in die ewigheid bereik sal word. Ons mag dalk nie in hierdie lewe verstaan hoe dit God moontlik kan doen nie. Maar tensy ons aan sy absolute goedheid en soewereiniteit en mag vashou, selfs oor die magte van die bose, kan ons nie glo dat hy dit alles ten goeie sal laat meewerk nie. Dus wanneer ons probleme ondervind, al spruit dit tussentyds uit menslike boosheid of uit sataniese magte, moet ons erken dat die probleem uiteindelik van die Here afkom. Want anders sal ons hom nie soek en vertrou soos ons behoort nie. Probleme is God se genadige manier om ons te leer om op 'n dieper manier te soek as ooit tevore. En ons sien hier, Penina het God nie gesoek soos Hanna nie, want Penina het nie die behoefte gehad nie. En ons moet ook in gedagte hou dat God vrugtig wees ons nie van lyding vrywaar nie. Van hierdie twee vroue was Hanna duidelik die meer godvrugtige, en tog was sy die een met die probleem. Soos ons lees in Spreuke 3 vers 12 en ook in Hebreërs 12 vers 6, want die Here tugtig die een wat hy lief het. En sulke dissipline is nie noodwendig die direkte gevolg van een of ander sonde in ons lewens nie. Selfs Jesus, die mens, het gehoorsaamheid geleer deur die dinge wat hy gelei het, sê Hebreërs 5 vers 8 vir ons. So ons probleme is God se genadige manier om ons op te lei om soos sy seun te word. So wat moet ons met ons probleme doen? Hanna se probleem het gelei tot Hanna se gebed. In hoofstuk 1 vers 10 tot 11. En tweedens, ons moet ons probleme in gebed na God neem. En as Christene glo ons almal in gebed, maar in die praktyk is gebed nie ons natuurlike eerste reaksie nie. Oorweeg 'n paar van die ander maniere behalwe gebed waarop Hanna haar probleme kon hanteer het. Sy kon kwaad geword het vir God en hom blameer het dat hy haar baarmoeder gesluit het. Sy kon gesê het, God, dis nie regverdig nie. Penina het my uitgetart, maar ek het haar nie uitgetart nie. Ek het elke jaar na die tabernakel gekom en offers gebring. Waarom het u my nie 'n seun gegee nie? Kyk 'n bietjie of ek u verder gaan doen. Sy kon almal anders blameer het. Sy kon gesê het, Elkana, as jy nie met hierdie ander vrou getrou het nie, sou ek nie hierdie probleme gehad het nie. Of sy kon gesê het, Penina laat my so stres, dis hoekom ek nie kan swanger raak, dit is haar skuld. Hanna kon Penina daarvan beskuldig het dat sy ontrou was en die leuen oor die hele dorp versprei het in die hoop dat Elkana van Penina sou skei. Sy kon dalk 'n ultimatum gestel het aan Elkana gesê, maak jou keuse Elkana, een van ons twee moet gaan. Sy kon in selfbejammering verdrink het en 'n bitter, onaangename vrou geword het. Hanna kon na 'n Christelike terapeut gegaan het wat sou gesê het, jy huil heeltyd, jy is depressief, jy het 'n eetversteuring. Dit is duidelik dat jy op baie woede sit en aan 'n lae selfbeeld ly. Jy moet al jou woede teenoor God uitlaat, Hanna. Jy is mede-afhanklik en jy moet grense stel. Jy stel jou man en hierdie ander vrou in staat om aan te gaan. Jy kan nie regtig jou man lief hê totdat jy leer om jouself lief te hê nie. Jy moet 'n slag na jou eie behoeftes begin omsien. Maar kom ons begin met Prozac.
Moenie my verkeerd verstaan nie, geliefdes, ek is nie teen Christelike beraders wat mense help om hulle probleme vanuit 'n Bybelse perspektief te verstaan nie. En ek stel ook nie voor dat al wat jy hoef te doen om jou probleme op te los, is net om te bid nie. En daar's baie beraders wat beweer dat hulle Christene is, maar wat vir God se mense sê dat gebed en Bybelstudie en vertroue op God nie werk om die lewe se probleme te hanteer nie. Ek sê dat om te leer om God in gebed as jou toevlug en krag aan te gryp, 'n baie werklike hulp in tye van nood is, soos Psalm 46 vers 1 vir ons leer. En ons sien hier Hanna het haar siel uitgestort voor die Here van die leerskare in verse 11 en 15. In die nuwe vertaling sê dit die God almagtig. En ons sien die Here het aan haar behoeftes voorsien, want hierdie term wat soos in die ou vertaling gebruik is, die Here van die leerskare, is 'n algemene naam vir God in die Ou Testament. Maar dit is betekenisvol dat Hanna die eerste was wat God in gebed met hierdie titel aangespreek het. En dit beklemtoon die feit dat God, die soewerein van die heelal is, wat oor al die magte van die hemel en die aarde sigbaar en onsigbaar heers. God almagtig. En as dit is wie God is, dan is dit nie net 'n mooi, maar ook 'n onpraktiese en magtelose ding om te doen, om te leer om na hom toe te kom in gebed wanneer dit kom by die hantering van ons probleme nie. Gebed is ons manier om toegang te kry tot die algenoegsame God, wat alleen in ons behoeftes kan voorsien. Ja, ons moet goddelike raad soek raak in ons probleme. Ja, ons moet mediese hulp soek as die probleem medies verwant is. Ja, daar mag dalk 'n paar praktiese stappe wees wat ons probleme sal help oplos. Maar gebed moet die hele proses deurdring. Gebed is nie net 'n hoedknik, jy weet, soos in die ou dae wat die mans uit respek sê vir 'n dame die hoed so effe gelig het nie. Dis nie so iets na God se kant toe voordat ons by die ware oplossings uitkom nie. Gebed is om die lewende God vas te gryp wat ons diepste behoeftes verstaan. Gebed is om te erken dat ons heeltemal op hom staat maak. Gebed is die God geordende manier vir gelowige mense om hulle probleme te hanteer. Van nature is ons almal selfonderhoudend. Ons dink ons kan alles self hanteer, met net so af en toe 'n opstoot van God se kant af. En so hou ons hom weggesteek in ons agtersak vir noodgevalle. Maar dan bring God ons teen iets te staan wat ons self nie kan hanteer nie. Want hy wil hê ons moet nader aan hom kom. Ons moet leer om op hom te vertrou op maniere wat ons nooit sou doen as ons nie hierdie probleme gehad het nie. As ons nie leer om in ons probleme te bid nie, dan mis ons hoe God in ons lewens wil werk. Maar ons moet dieper delf. Let hier daarop dat Hanna nie net gebid het, Here gee my 'n seun nie. God het haar dus 'n seun gegee en sy het vir ewig gelukkig geleef. Nee, dis nie wat ons hier lees nie. Hanna het iets radikaals gebid. Sy het gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van die diensmaagd aansien en aan my dink en die diensmaagd nie vergeet nie, maar die diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. Dit het beteken dat sy haar seun aan God opgedraai het as 'n Nasareer. Een wat afgesonder is om God te dien, soos Numeri 6 vers 1 tot 12 of tot 1 tot 21 vir ons verduidelik. Dit sê vir ons dat ons nie net oor ons probleme moet bid nie, maar ook ons moet volgens God se doel bid. Punt nommer 3. Jy sien, Hanna het 'n behoefte gehad en haar gebed was gerig om aan haar behoefte te voorsien, om seker te wees. En daar's niks verkeerd daarmee nie, sover dit aangaan nie. Maar as ons daar stop, dan verstaan ons nie gebed nie. Jesus het gesê dat ons moet bid vir ons daaglikse brood, met ander woorde, om ons behoeftes te voorsien. Maar selfs voor ons dit bid, moet ons bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Want julle sien, die doel van gebed is nie om al ons probleme op te los, sodat ons gelukkige, probleemvrye, selfgesentreerde lewens kan lei nie. Die doel van gebed is om God se wil te laat geskied, om hom te verheerlik. En om Hanna se radikale gebed te verstaan, om haar seun aan God terug te gee, moet ons onthou dat sy in 'n geestelike desperate tyd geleef het. Dit was die dae van die rigters, wat daar geen koning in Israel was nie, toe elke man in Israel gedoen het wat reg was in sy eie oë. Woord van die Here was skaars in daardie dae,
en visioene was ongereeld, sê 1 Samuel 3 vers 1 vir ons. En die hoofpriester Eli se goddelose seuns wat as priesters gedien het onsedelikheid met vroue by die deure van die tabernakel gepleeg, sê vers 22 van hoofstuk 2. So God wou 'n man verwek wat van hom sou hoor en sy woord getrou sou spreek. En Hanna het verstaan dat God se doel vir sy volk was om sy gesalfde as koning te verwek, soos vers 10 vir ons sê. En gesalfde is die Hebreëse woord wat as Messias getranslitereer word. Deur Hanna se gebed het God haar seun Samuel as die eerste van die profete verwek. En Samuel het Dawid as koning gesalf en uit Dawid het God se ware gesalfde Jesus Christus gekom. En Hanna het geweet dat God se doel vir sy volk haar persoonlike begeerte na 'n seun oortref het. En dis terwyl sy vir 'n seun gebid het sy ook vir God se groter doel gebid en haar seun gewilliglik oorgegee om daardie doel te verwesenlik. En dit is hoe God wil hê ons moet bid. Nie net om in ons behoeftes te voorsien nie, maar dat sy doel vervul word deur die antwoorde op ons gebede. Byvoorbeeld, kom ons sê dat jy soos Hanna nie kinders kan hê nie en jy bid vir kinders. En dis goed so. Maar hoe gaan dit met bid? Here, as U vir ons kinders gee, sal ons bes doen om in hulle 'n visie te vestig vir diegene wat nog nooit die naam van Jesus gehoor het nie. Ons sal hulle aan U oorgee om eendag as sendelinge te dien. Is dit wat jy sal bid? Daar's 'n ou gesang, 'n Engelse gesang, Osiah and Haste, wat 'n vers het wat lui, as ek dit nou direk vertaal, gee van jou seuns om die glorieryke boodskap te dra, gee van jou rykdom om hulle op hulle pad te bespoedig, stort jou siel vir hulle uit in gebed, hulle sal seëvier, en alles wat jy uitgee, sal Jesus vergeld. Julle moet let op 1 Samuel 2 vers 21, dit sê vir ons, dat nadat Hanna, haar kosbare Samuel, gegee het om God te dien, het God haar genadiglik nog 3 seuns en 2 dogters gegee. Julle sien, jy kan nooit meer aan God gee as wat hy aan jou teruggee nie, in een of ander vorm nie. Of miskien is jy sonder werk en jy bid vir 'n werk, want dis 'n wettige gebed. Maar bid ook dat wanneer God jou daardie werk gee, jy sy ambassadeur daar sal wees en dat jy vergewig van elke salarischeck sal gee om sy werk te bevorder. Of miskien is jy siek en jy bid vir gesondheid en dis goed. Maar bid ook dat wanneer God jou gesondheid herstel, jy van jou tyd en energie sal gee om sy kerk in een of ander hoedanigheid te dien. Miskien is jy enkel lopend en bid jy vir 'n maat. 'n Godvrugtige maat, dis 'n wonderlike geskenk. Maar bid ook dat God vir jou 'n maat sal gee, nie net sodat jy gelukkig sal wees nie, maar sodat julle twee God op een of ander manier kan dien. Ek dink julle verstaan die idee. Maar onthou, dit is altyd makliker om sulke beloftes aan God te maak as om dit na te kom. Kan jy Hanna se gevoelens voorstel toe sy haar seentjie, en hy was waarskynlik ergens tussen 3 en 5 jaar oud, by die tabernakel saam met Eli moes los en weer kinderloos huis toe moes gaan. God het haar op daai stadium nog nie die ander kinders gegee nie. Watter geloof van Hanna se kant om haar belofte na te kom en daardie baie gewilde geliefde seentjie aan die Here terug te gee. Wanneer God dus jou gebed toestaan, moenie vergeet om gehoorsaam te wees om die antwoord aan hom terug te gee om sy voornemens te vervul nie. Dus gee God ons probleme sodat ons in ooreenstemming met sy voornemens sal bid. En die finale resultaat is dan God se antwoorde op ons gebede moet ons lei om hom te prys. Toe God Hanna se gebed verhoor het en sy haar belofte nagekom het en Samuel aan die Here teruggegee, in plaas daarvan om hartseer depressief te wees oor die verlies van haar seun, breek Hanna uit in 'n loflied, hoofstuk 2, die eerste 10 verse. En haar psalm verheerlik God se grootheid en menslike swakheid. En die tema is dat God deur die swakkes werk, nie die sterkes nie. Let op vers 6 van hoofstuk 2, die Here maak dood, met ander woorde, hy bring ons probleme, en maak lewend, met ander woorde, hy verlos ons. En vers 9, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Hoe oorwin ons dan? Deur in ons absolute swakheid na God te gaan en hom aan te roep, sodat die antwoord duidelik sy werk is.
want dan kry hy al die lof. As God na 'n profeet gesoek het, waarom het hy nie een van Penina se seuns gekies nie? Sy het baie gehad, ek wil amper sê, sy het seuns genoeg gehad om te spaar. Waarom het hy die baarmoeder van 'n vrou gesluit eerder as oopmaak waaruit hy sy man wou voortbring? Omdat God nie die sterkes help nie. Hy help nie diegene wat hulle self help nie. Mense het hierdie gesegde wat sê, God help die wat hulle self help. God help diegene wat hulpeloos is en wat hom aanroep. Dit is wat genade beteken, dat God sy guns uitstort, nie op diegene wat dit verdien nie, maar op diegene wat dit nie verdien nie. En hy so terloops, die naam Hanna in Hebreëus beteken genade. Jy sien, ons probleem is gewoonlik nie dat ons te swak is vir God om te werk nie, maar dat ons juist te sterk is. Ons vertrou op onsself, ons dink ons kan dit doen met net so 'n hupstootjie van God. Ja, sekerlik, ons vra God se seën, want dan gebruik ons die nuutste metodes wat gewaarborg is om te werk. En seker genoeg, die metodes werk en God kry so 'n bietjie van die eer, maar die metodes kry die meeste eer. Ons sê vir ander, jy moet dit probeer, dit het vir my gewerk, dit sal vir jou ook werk. Maar waar is die lof aan God wat kom van die sê, ek was hulpeloos en hopeloos, ek het na God geroep en hy het my verlos, eer aan God alleen. En ek wil afsluit, Hanna het nie geleer om haar probleme op hierdie manier te hanteer van die godsdienstige establishment van haar tyd nie. Eli die priester het nie eers erken wat Hanna gedoen het toe sy gebid het, want sy het nie hardop gebid nie, hy het gedink sy was dronk, soos ons in verse 13 en 14 van hoofstuk 1 sien. En Eli se seuns was nog erger as hy het nie eers die Here geken nie, sê hoofstuk 2 vers 12. Hulle was in die bediening vir wat hulle daaruit kon kry in terme van materiële vergoeding, sê hoofstuk 2 vers 13 en 17, en vir sensuele plesier volgens vers 22. En Eli was te passief om hulle sonde te konfronteer. En vandag het ons allerlei seminare wat vir pastore vertel hoe om suksesvolle kerke te hê en vir Christene vertel hoe om geluk en sukses te vind. Maar wat ons almal dringend nodig het, is om te leer hoe om in ons hulpeloosheid na God te kom in gebed, sodat hy al die eer en die lof kry wanneer hy ons verlos. God soek steeds na mans en vroue soos Hanna. Mense met probleme, wat hulle probleme na God sal neem in gebed volgens sy doel, sodat hy die lof kry. En ons moet dit toepas op beide ons persoonlike probleme en ons probleme as 'n kerk. Hierdie moeder wat haar seun weggegee het, leer ons, God gee ons probleme sodat ons volgens sy doel sal bid, wat lei tot lof aan hom. En Hanna was maar net een vrou uit duisende in Israel in haar tyd. Tog was die hele nasie op die ou ende geseën, omdat hierdie godvrugtige vrou 'n probleem gehad het en volgens God se voorneme gebid het tot sy lof. Almal het baat gevind by Samuel se bediening. En ons nasie het dringend 'n goddelike oorblyfsel nodig, wat teen die gety van selfs die godsdienstige establishment as mense van gebed sal staan. Waar begin jy? Wat is jou probleem? Begin daar. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, ons sê vir u baie dankie vir hierdie wonderlike voorbeeld wat hierdie godvrugtige vrou vir ons gee. Here, dat ons met elke probleem na u toe moet gaan en u vertrou en dat ons bid dat u naam verheerlik kan word en dat ons die antwoord op ons gebed sal gebruik om u naam te verhoog. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle saam geluister het. Ek bid weer eens dat hierdie boodskap vir julle sielevoedsel sal wees. En dat elkeen van julle hieroor gaan dink, gaan mediteer, en dat julle hierdie voorbeeld van hierdie godvrugtige vrou Hanna sal volg. Dat julle so sy sal bid vir die groter doel van die Here, sodat hy verheerlik kan word. Mag julle wonderlike Christusgevulde dag beleef en 'n Christusgevulde week. En as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer eens rondom sy woord bymekaar, dat ons weer eens kan leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.